kom ons gaan begin ons lofprysing by 'n baie ou psalm. Ons praat van Goeie Herder Sondag. En ons praat van Goeie Herder, waar dink jy dadelik Psalm hoeveel? Psalm 23, dit weet ons van kleins af. Psalm 23. Wat ons nou gaan doen, is van die eerste en tweede versie sing van Psalm 23. Ek sien nog niks daar nie. Daar is hy. Psalm 23, lees, hy is nie daar byna nie, nee. Dankie. Ons gaan die woorde sing van Tosius, wat Tosius geskryf het, toe Afrikaans nog gesê baba skoene was. En ons ken dit allemaal uit die kop uit, ek het dit ook as hoef nie eens op die skerm te gooi nie. Net soos die herder uittrek met sy skape en hulle laat neerlê op die weiveld. Kom ons gaan die eerste versie sing, en ek dink die ander is die derde versie. Eers die oues en later in die diens gaan ons weer die moderne een ook sing. So 'n blomtydperk beleef het, was daar baie van die voorste kunstenaars soos Jan de Wet en Koos Doep en Andy van Rooyen en ander wat ook hulle bydrae gelewer het tot ons geestelike liedere. En een van hulle was Jan de Wet wat in 1981 as ek reg is, het hy hierdie woorde geskryf na aanleiding van Lukas 12 vers 31 waar Jesus praat oor die sorge van die lewe. Toe het hy hierdie mooi woorde geskryf en verlede week toe ek nou voorberei vir vandag, toe kry ek die inspirasie om uit te brei op daai wat Jan geskryf het en toe doen ek die volgende versie, so ek het 'n tweede versie bygeskryf. Kom ons sing dan al tweede versie, met 4-7-1. Oh
my hoop vir ewig. Ons gaan dit sing op die wysie van die ou bekende Rock of Ages, Cleft for Me, sal dit onthou. Dis ook 'n gesang in ons boekie 239. So kom ons sing vers 1 en vers 3 van 503. Een van ons bekende Afrikaanse liedere op berge en in dale en oral is my God. Kom ons sing vers 1 en vers 4. Sê ek het Jesus lief, hy is my lig en hy is my krag en my heil. Kom ons gaan daarvan vers 1, 2 en 5 sing. Amen.
jy sal sien daar so die Moedersdaglied, dis maar weer as vanoggend wat afsluit. Nou wat ek wil hê ons met 'n paar romantiese dingetjies doen. Ons gaan dit vir die moeders sing, maar nie net vir moeders wat hulle eie kindertjies gebaar het nie, ook die moeders, en daar's baie van hulle in ons gemeenskap wat ander mense se kinders grootmaak, mense vir kinders versorg. Dis ook vir hulle bedoel. En ek wil graag hê dat as ek die lied vir julle sing, dan gebeur daar twee dinge. Die een is dat julle sal sien, as ek lees gooi groei woorde, julle sal sien elke versie se laaste reël word 3 keer gesing. Die eerste 2 keer gaan ek dit sing en dan moet die mans die derde gedeelte sing. Dis dieselfde wyse as wat ek sing. Die mans moet die derde een sing. Goed, maar jy nie sommer net versing nie, vat nou moeder se handjie vas. Dis nie daar toe julle nog kerk toe gegaan het omdat dit die goedkoopste plek was om uit te gaan. Mamma se handjie mooi vas. En dan as jy daai gedeelte vas sing, jy kan in haar oë kyk en dan druk jy die hand 'n bietjie stywer vas, né? So kom ons luister na sing ons die Moedersdaglied. Vir Salomo sy die lelie van die dale, 'n Saronsroos, 'n spuitfontein. Ons roem haar skoonheid in alle moedertale. In donker nag is sy die ster wat skyn. In donker nag is sy die ster wat skyn. Kom mans, in donker nag is sy die ster wat skyn. Haar lewe draai om die mense om haar tafel, 'n liefdesmaal met sorg berei. En met der tyd as alles toch uitrafel, sal haar gebede die anker bly. Haar gebede sal die anker bly. Aan God die Skepper al die dank en ere. Wie ken die moeder hart soos hy? Hy sien haar trane, vreugde en haar strewe, en elke kind wat sy na Jesus lei. Elke kind wat sy na Jesus lei. Baie dankie. Nou op die kans dat ons vanoggend vir Dr. Liesel, ons sê ook vir haar baie dankie en baie welkom. Is ek aan? Nog nie. Is ek nou aan? Okay. Die ding is net baie weird, so dit is die vreemde ding van hier staan, is jy deel jou oorstuk met die vorige dominee en een voor dit, en elkeen het 'n manier om die ding te draai, so ek hoop julle kan my hoor. Baie welkom elkeen van julle ook vanoggend hier in die erediens. Ons het gehoor, dis Moedersdag, dis ook Goeie Herder Sondag, wat ons ook sal res van die erediens ook net in gedagte sal hou. Ek gaan gou die afkondigings doen. As ons die afkondigings klaar gedoen het en ons het die sjokolades uitgedeel, dan sal ons die toetredingslied sing. So kom ons vra net, ons kyk net eers na almal wat ook in die tyd vra vir ons gebede. Julle sal sien daarby die siekes het ons Aletta Geier van Frans Kraal. Ons dink ook aan Das van Dijk van Kleinbaai wat wag vir operasie. En dan wil ons ook net die naam van Flip Geldenhuys byvoeg. Ons weet dat Flip sukkel al 'n geruime tyd. Ons dink ook in die tyd ook weer aan Flip.
En dan gaan ons medelee aan Alanda Brown se maat aan die Hetty wat oorlede is in Herberg en See en ek het nogal vanoggend daaraan gedink want die mense wat al lankal hier is weet ek raas elke jaar met die mans dat Alanda die Moedersdag geskenke organiseer wat sy weer gedoen het. Om vir elkeen by die deur iets te gee vanoggend. So dit is vir my baie hartseer dat Alanda ook in die week ook haar eie ma verloor het. So ons dink ook in die tyd ook aan Alanda en in haar die leemte wat dit ook in haar lewe los. Dan gaan ek net verwys na bediening missionaal. Julle sal sien, ons het al 'n bietjie daaroor gepraat. Maar op 25 Mei, so dis die einde van hierdie maand, vier ons Sondag, die missionale Sondag en twee van die leraars van die Wes-Kaapse Sinodale Diens gaan dan ook die gemeente besoek, naamlik Dr. Daniel de Wet van die getuienisaksie en Dominee Sean Esterhuizen van Diakonia. Ek en Sean kom 'n lang pad saam, ons was nog saam eerste jaar. So die verdere detail oor wat dit gaan behels vir daardie naweek gaan nog deurgegee word, maar ons vra dat julle ook in julle gebede ook aan die geleentheid dink en net aan die Here opdra. Ek dink dan is daar net ook dat ons deuroffer gaan vir gasvryheid en projekte. So nou moet ek net gehoor wie van julle, ek dink daar bo saam ook sjokolades, enige iemand van julle wat nou in die afgelope week verjaar het. As jy 'n ma is, het jy sommer 'n dubbel chocolate vanoggend. Enige iemand wat verjaar het, die tyd daar is aan. Hy het net een chocolate, so dis alright. Ja, jy moes. Wagen. Nog iemand? Okay. Okay. My babatjies. Huweliksaandenken? Funny. Nog? Ja, so. Nog huweliksaandenkings? Doopdag? Iemand wat in die week miskien weet, daar is 'n doopdag. Daar is ook 'n doopdag. Julle laat my exercise vanoggend. Iemand oorgeslaan met die sjokolade? Dan wil ek net graag vanoggend dink ek veral een kers aansteek. Ek is diep bewus daarvan altyd dat Maria, die moeder van Jesus, vir baie mense dwars deur die wêreld ook op hierdie dag belangrik is. In Suid-Amerika weet ons met al die eeue, die afgelope 100 jaar met baie onderdrukkende regerings en ons vind dit vandag ook in die oorlog in Oekraïne en Rusland is daar net seuns wat verdwyn. Niemand weet waar hulle is nie, hulle ma's nie weet waar hulle is nie. En dat Maria genoem word Mother of the Disappeared in daardie gemeenskappe. So ek dink, ons dink ook vanoggend aan al die ma's van kinders wat net gedisappear het, wat weg is, wat niemand weet waar hulle is nie. Ons gaan so oomblik stil word en dan gaan ons saam ons toetredingslied staande sing, Psalm 23 vers 1, My Heer, my Herder.
Die wat wegraak, sal ek soek. Die wat verstrooid is, sal ek terugbring. Die met gebreekte bene sal ek verbind, en die swakkes sal ek sterk maak. Ek sal self my klein vee laat wei. Ek sal self hulle laat lê en rus. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat vir ons elkeen in liefde aan mekaar geweef het, van Jesus Christus, wat mens geword het, onder ons kom woon het, God aan ons kom openbaar het, en van die Heilige Gees wat ons klipharte uithaal en vir ons harte vol deernis gee. Amen. Kom ons staan en sing ons saam lied 417. Ek wil egter hê as ons dit sing, dat ons veral bietjie net 'n slag oplet na die woorde, en dan die tweede reeltjie sal julle sien die woord lewensvors, wat ek aan die einde van die prediking ook net weer na wil terugkom. Wat bedoel ons as ons sê lewensvors? So kom ons staan en dan sing ons staande lied 1 en 2 van lied 417. Ek wil vir ons uit die wet van die Here lees uit Lukas 6. Baie keer as ons die woord wet hoor, dan dink ons dit het te maak met wat ons mag doen en wat ons nie mag doen nie. Waar ons eintlik herinner moet word dat dit te maak het met wie ons is en wat ons doen vloei uit wie ons is, en dat in die doopformulier staan daar mos daai baie mooi woorde dat hierdie sakrament is, die doop verseker ons dat die Here deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. So die wet wil ons eintlik herinner aan hierdie beeld van wie God is en wat ons deur die genade uitgenooi word om ook in ons eie lewe te vertoon. En dis presies wat ons ook kry dan in Lukas 6, waar ons opgeroep word of uitgenooi word om soos die Vader te wees. En ek gaan net die lees vers 35 en 36. Nee, julle moet julle vyande lief hê, doen goeie dade en leen uit sonder om iets terug te verwag. Dan sal julle 'n groot beloning ontvang en kinders van die Allerhoogste wees, omdat hy self die ondankbares en die slegtes goed behandel. Julle moet barmhartig wees, soos julle Vader
barmhartig is. Die Engelse vertaling sê, you must be merciful as your Father is merciful. So die woord het te maak met 'n diep deernis wat ons ontdek in wie God vir ons is en wat ons uitgenooi word om te wees vir ander. Maar ons weet, ook in hierdie ruimte van vrygespreektheid, is dit waarmee ons sukkel, dis waarna ons verlang, dit is wat ons vra, God se Gees ons ook mee sal help. So kom ons bly net so sit en dan sing ons vers 1 van lied 241. Vra dat ons staan en saam met alle gelowiges vanoggend dwars oor die wêreld ons geloof bely in die woorde van die apostoliese geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. U kan maar sit. Soos ek reeds gesê het, is vandag die 4de Sondag in Paastyd, en die 4de Sondag in Paastyd is tradisioneel Goeie Herder Sondag, en daarom sal meeste van die leesroostertekste van vanoggend die tema hê van die Goeie Herder. En ek gaan 3 van die tekste vanoggend vir ons lees, Psalm 23, Johannes 10 en dan ook Openbaring 7, sodat ons 'n bietjie langer kan stil staan by hierdie geliefde getuienis wat ons het oor wie God vir ons in ons lewe is. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat ons in hierdie ruimte by mekaar kan wees vanoggend. Here, dat U vir ons aan mekaar skenk, dat ons herinner word dat ons nie alleen gelowig is nie. Here, dat ons in hierdie ruimte kan bely dat ons nog op pad is met U, dat ons verlang om meer deur U verander te word, dat ons verlang om te hoor wat U van ons wil, maar ook daar waar ons sukkel en waar dit swaar gaan, dat ons ook U troos en U bemoediging kan ontvang. En ons bid, Here, dat U deur die Heilige Gees vir elkeen van ons vanoggend sal aanraak op die manier wat U weet ons dit nodig het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ek gaan 'n bietjie langer stil staan, soos ek gesê, by die geliefde metafoor van Jesus as herder, of God as herder. Maar binne dis binne Paastyd wat hierdie leeswerk gedoen moet word. En in Paastyd vier ons tog dat Jesus leef.
Ons het twee maniere wat ons praat oor hierdie Jesus wat leef. Die een is ons gebruik die woord dat God die Vader, die skepper God, die God wat 'n woord gespreek het en alles begin het, die skepper God wat vir ons elkeen gemaak het, dat die skepper God vir Jesus uit die dood opgewek het, omdat die skepper God die een is in wie se mag alle lewe lê. Ons praat ook partykeer van Jesus se opstanding. So ons praat soms van die opwekking van Christus, die opstanding van Christus. Daar's 'n klemverskil, maar beide wil verkondig dat ons hier te maak het met mag. Die mag oor dood, die mag oor die bose, die mag oor sonde. Maar die vraag is wat ons ook vanoggend bietjie kan by stil staan is, hoe lyk hierdie mag? Want in 'n wêreld waar ons baie bewus is daarvan dat baie mense se mag beperk is, waar mag vrees bring en bang maak, waar mag stil maak, waar mag arbitrair is, waar mag wreed is, waar mense se lewe absoluut niks stel nie, en deernis afwesig is dit tog die vraag van die kerk van die Here, hoe verstaan ons mag? Hoe word God se mag in Christus sigbaar in die wêreld? En dis in hierdie sigbaar wording van God se mag wat ons dan gedurig die idee van 'n herder raak lees, dit sigbaar word, 'n metafoor wat ons vind in baie plekke in sowel die Ou en in die Nuwe Testament. Ons weet mos ons Godstaal is metafories, ons weet ons gebruik, as ons oor God praat, gaan ons van die bekende na die onbekende, maar daar die woorde wat ons gebruik sê iets van, dis soos ek tog iets van God ervaar, dat ek iets ervaar van God as 'n herder. Ek het vir Elise gevra om vir my daai prente hier agter op die skerm te hou, terwyl ons besig is met die erediens, want een van die interessantste historiese feite is dat die oudste uitbeeldings wat gelowiges gemaak het oor God en oor Christus, wat ons vind in die katakombes van Rome, is nie die van 'n kruis nie. Die kruis het baie later gekom, maar is die van 'n herder. Daar was twee uitbeeldings wat van die vroegste kerk in die katakombes gevind is. Die een was die herder, soos julle kan sien. Op almal het Jesus 'n lammetjie of 'n skaap op sy skouers en daar's ander skape. En dan die ander een wat baie uitgekom het was die een van broodjies en vissies. So die gasvryheid wat nogal interessant is, want ons gaan sien in Psalm 23 is dit eintlik die twee beelde. Hy's gasvry, hy voed die brood, die wyn, die brood, die vis en die van die goeie herder. So dis die oudste verstaan van wie is hierdie God vir ons, wat ons kry in die katakombes van Rome. Ek wil begin met Psalm 23 en ek het gedink, omdat julle my gehoor is, gaan ek vir ons die ou 53 vertaling lees. Miskien moet ek iets sê oor die ou vertaling, sien dat ons vanoggend bietjie gepraat het oor taal. Julle weet die oudste Afrikaanse vertaling van die Bybel was 1933. Die vreemde is dat daar alreeds in 1922 vanweë die NG Kerk se sendingwerk in ander lande en omgewings ander vertalings uitgekom het. So die Chikaranga vertaling in Malawi het al in 1922 uitgekom. Groot dele van die Shona vertaling in Zimbabwe, toe nog Mashonaland, het ook al in die hier by 1917 en in die 1920s uitgekom. Die Afrikaanse vertaling was later en die interessante was die motivering om in daai tyd se taal vir die kleerlingmense 'n vertaling te gee van die Bybel, want ons weet tog die Here praat eintlik in Hollands. En ons het regtig nou nie iets anders as ons Statenvertaling of ons Hollandse Bybel nodig nie. En daarom is dit eers in 1933 wat die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans
plaasgevind het. En ek glo ons is nou baie bly dat ons uitgevind het die Here kan Afrikaans ook praat, want ons lees dan baie makliker Afrikaans as wat ons Hollands lees. Psalm 23, dis die psalm wat ek dink die meeste mense vra vir hulle roudiens of begrafnis. Dis die psalm waartoe ons teruggaan in 'n tyd van nood. Dis die psalm wat ons wil hoor aan die einde van ons lewe. Maar hierdie psalm is 3000 jaar oud. Dis oud. Maar dit is iets van die intimiteit van hierdie psalm wat dit so 'n geliefde een maak. Henry Nouwen het geskryf, the more personal is the more universal. So, hoe meer persoonlik ek skryf, hoe meer mense kan daarmee assosieer. Dis hoekom die psalm so geliefd is, want mense sit hulle diepste emosies en verlange en vrese en hartseer op die tafel. En ons, omdat ons mens is, kan dadelik daarmee assosieer. Ek wil vir ons dit saam lees. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid, om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade weë, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my, U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg, al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lengte van dae. Hier is meer as een beeld. Aan die een kant is die Here die herder. Hy is genoegsaam. Hy is die een wat troos, want U stok en U staf, die vertroos my. Die troos is in sy oorspronklike betekenis daai idee van 'n bemoediging, van 'n comfort, amper die troos wat jy vind as jy Heidelbergse Katekismus vraag en antwoord 1 lees. Nie die troos van ek vee jou trane af nie, maar die troos ek is die een op wie jy kan vertrou, op wie jy kan terugval. Wat is my enigste troos? Saam met dit kry ons die beeld van 'n gasheer. 'n Gasheer van oorvloed. 'n Gasheer waar die psalmdigter kan aansit. En die oorvloed van olie en beker, die tafel wat voorberei is, waar kan aansit. En dan kry ons nog 'n baie mooi beeld in die psalm, naamlik die een van 'n vorm van personifikasie. Julle weet, personifikasie is as 'n nie lewende entiteit die eienskappe van 'n lewende entiteit aanneem. So as jy lees in vers 6, dan staan daar net goedheid en guns sal my volg. En in Hebreëus kry jy die idee van die werkwoord. Dit is amper soos jou getroue hond, né? Daardie troeteldier wat waar jy ook al is die troeteldier. Die agtervolg. Dat die goedheid en die guns word gepersonifiseer as eienskappe wat my gaan agtervolg, wat by my gaan wees, waar ook al ek gaan in hierdie dae. So ons kry die herder se goedheid, die herder se guns, die herder se genoegsaamheid, die herder se troos, die herder se oorvloed en die herder se teenwoordigheid in tye van konflik, in tye van dood, in tye van angs. En dis wat dan gebeur in Johannes 10, waar ek net vir ons 'n paar verse gaan lees. Die skriflesing vir vanoggend is vanaf vers 22,
maar ek gaan vir ons ook van die eerste verse lees, want wat in Johannes gebeur, is dat die kern doel van die Johannes Evangelie is dat Johannes wil sê dat as die omstanders vir Jesus gesien het, het hulle die Vader gesien. Die Vader wat aan Moses gesê het, ek is. So as jy sien wie Jesus is, en as jy sien wat Jesus doen, dan weet jy wie God is, en jy weet wat God doen. Maar hierdie selfopenbaring het gelei tot konflik. Is nie net so aanvaar nie. Ek gaan vir ons 'n paar verse lees. Ons begin in hoofstuk 10 waar Jesus sê dat hy is nie 'n dief en 'n rower nie. Want die hekwagter maak vir hom oop en die skape luister na hom want hulle ken sy stem en hy ken sy skape op hulle name en hy roep hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit en hulle volg hom omdat hulle sy stem ken. En dan in vers 11 kry ons die ek is uitspraak wat ons baie kry in die Johannes Evangelie. Partykeer is dit saam met 'n wonderteken, so hy sal sê ek is die brood van die lewe en dan vermeerder hy die brood. Ek is die goeie herder. Die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Die huurarbeider wat nie 'n herder is nie, aan wie die skape nie behoort nie, sien die wolf kom, los die skaap en vlug en die wolf vang en verjaag hulle. Omdat die man 'n huurarbeider is en nie vir die skape omgee nie. Ek is die goeie herder en ek ken my eie en my eie ken my, net soos die Vader my ken en ek die Vader ken en ek lê my lewe af vir die skape. En met hierdie selfbekendstelling sal die omstanders dan sê in vers 20, hy het 'n demoon en hy is kranksinnig. Hoekom luister julle na hom? En dan gaan ons aan by vers 22. In daardie tyd het die fees van die tempelwyding in Jerusalem plaasgevind. Dit was winter en Jesus het op die tempelterrein rondbeweeg. Die Jode het toe om hom saamgedrom en vir hom gesê, hoe lank gaan u nog ons in onsekerheid hou? As u die Christus is, sê dit openlik vir ons. Jesus het hulle geantwoord, ek het dit vir julle gesê, maar julle glo nie. Die dade wat ek in die naam van my Vader doen, dit getuig van my, maar julle glo nie, omdat julle nie van my skape is nie. My skape luister na my stem en ek ken hulle en hulle volg my. Ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal tot in ewigheid nooit verlore gaan nie en niemand sal hulle uit my hand uitruk nie. My Vader wat hulle aan my gegee het is groter as almal en niemand kan hulle uit die hand van die Vader ruk nie. Ek en die Vader is een. En wat doen die omstanders? Hulle vat klippe. Hulle dan besluit, maar hulle gaan hom dan stenig omdat hy homself God maak. So ek dink dit is belangrik dat ons in eerste plek dit hoor, is daar waar hier nou eintlik iets gebeur van in Psalm 23 praat die psalmdigter oor God, die Here is my herder. Kom God self in Johannes 10 en maak 'n selfopenbaring, sê maar ek is die herder. Dit is nie meer iets wat oor my gesê word nie. Dis iets van wat ek self sê. Maar dit was ontstellend in die dag. Ons moet onthou, Johannes het twee gehore gehad. Die een was Grieke, wat dit aangehoor het, mense uit 'n Griekse agtergrond, sommige van hulle wat later tot bekering gekom het, en dan die Jode. Vir die Grieke was dit net heeltemal totaal en vreemd, want die Grieke het 'n God gehad en dan 'n klomp gode, maar die God, soos Plato se God, was die eerste beweger. Hy het alles aan die gang gesit, maar dan het hy onttrek. Hy was apaties, hy het nie ingemeng nie. Dit was nie vir hom belangrik nie. So as Jesus sê, ek is God, en hy huil, of hy raak mense aan,
of hy is betrokke, dan was dit vir hulle heeltemal onaanvaarbaar, want hierdie God meng nie in menslike sake nie. So hoe kan hierdie God sê, ek is die herder, ek is vol deernis? Vir Jode was dit 'n probleem, want daar is net een God. En hoe kan Jesus homself God maak? So hierdie selfopenbaring het konflik veroorsaak. Maar tog is daar so diepe troos in dit wat ons vanoggend vier. In die eerste plek dat Jesus ons stemme ken en ons syne. Dat daar 'n stuk erkenning is in hierdie verhouding tussen ons en God. Of soos wat Henry Nouwen op 'n stadium geskryf het, hierdie God, ek gaan dit gou in Engels sê, he doesn't shout. Daar's iets sags van die skaap, van die herder wat die skape roep. Dis 'n unassuming voice. Dis 'n whisper. He doesn't thrust himself upon us. Hy lê sy lewe vir sy skape af. Hy gaan self deur die dal van doodskade weer. Dis die herder wat sterf, soos wat ons later in Johannes 15 sien, daar's geen groter liefde as iemand wat sy lewe afgee vir sy vriende nie. Die herder noem ons sy vriende. Ek het die afgelope tyd, ek dink ons is almal met die afsterwe van die paus weer bewus geword van daar is iets soos 'n sagte, deernisvolle mag. En iemand het geskryf oor Paus Franciscus that he showed us that the gospel doesn't always roar, it sometimes whispers. En dan kry ons die teks in Openbaring. Ek weet, Openbaring is baie keer vir ons 'n moeilike boek, 'n boek wat misverstaan word. Maar die konteks wat belangrik is, wat ons moet verstaan, is die konteks van vervolging. Onder keiser Domitianus, dis in die 90s van die 1ste eeu. Ons weet die Christen is van die begin vervolg eers deur die Jode, later deur die Romeinse Ryk, so van 64 na Christus af, van keiser Nero. Ons weet dat beide Paulus en Petrus heel moontlik in Nero se vervolgings gesterf het. Ons weet dat die eerste Christene in die tyd wat Openbaring geskryf het, 'n absolute minderheid was, nie mense van mag was nie, baie van hulle was slawe en vroue en kinders, die randmense van die samelewing. Partykeer is hulle doodgemaak, ander kere is hulle net nie toegelaat om handel te dryf en hulle is net uitgeskuif uit die samelewing uit. Hulle was beskou as 'n gevaar vir die staat, hulle is genoem ateïste. Maar as hulle gesê, hulle glo nie aan die keisers nie. Hulle wil aan die gode nie. En as jy weier om vir die keiser te offer, is dit 'n vorm van hoogverraad, want almal moet 'n burgerlike godsdienst handhaaf deur vir die keiser te offer. So in hierdie tyd waar hierdie absolute minderheid bewus was dat hulle kan hulle lewe verloor en waar baie wel hulle lewe verloor het, kry ons die boek van Openbaring wat 'n apokalips is. So apokalips is 'n teks wat ek skryf om mense in 'n tyd van vrees en van wanhoop weer hoop te gee. Om vir hulle te herinner aan die groter prentjie. En die herinnering gebeur deur die gebruik van ekstreme beelde, kleurvolle prentjies in jou kop, om vir hulle te sê, maar die oorwinning is reeds behaal, die lam is op die troon. Ek lees vir ons die gedeelte vanaf vers 8-9. Hierna het ek gesien en kyk, daar was 'n baie groot skare wat niemand kon tel nie. Hulle was afkomstig uit elke nasie en stam en volk en taal en hulle het voor die troon gestaan en voor die lam. Hulle het lang wit stolas gedra met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n harde stem uitgeroep, die verlossing behoort aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. Al die engele het rondom die troon en ook rondom die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan. Hulle het op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid en gesê amen. Die lof, die heerlikheid en die wysheid, die dank en die eer, die krag en die sterkte kom ons God toe vir ewig en ewig. Amen. In antwoord daarop het een van die ouderlinge vir my gevra, hierdie mense wat die langs wit stolas dra, wie is hulle en waar kom hulle vandaan?
Ek het hom geantwoord, meneer, u is die een wat weet. En hy het vir my gesê, dis die mense wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle lang stolas gewas en wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God, waar hulle om dag en nag in sy tempel dien. En hy wat op die troon sit, sal sy tent by hulle opslaan. Hulle sal nie meer honger of dors word nie, nie die son en ook geen hittegloed sal hulle brand nie. Want die lam wat in die middel voor die troon staan, sal hulle soos 'n herder versorg en hulle na fonteine met lewende water lei, en God sal elke traan uit hulle oë vee. Dis 'n absolute pragtige beeld van waar en wie is die herder nou. Die lam op die troon is die herder. Wat hierdie teks, ek dink elk van die mense moet Openbaring heeltemal uitpak, daar's te veel beeldspraak, daar's te veel paradokse wat saamgegooi word. So die paradoks van is dit regtig mense wat hulle geloof verloor het as martelare, daar's regtig Christene in daai tyd doodgemaak. En hulle is nou wit gewas in die bloed van die lam, so die bloed en die wit. Ons het die verskriklike vreemde kombinasie van mag. Maar hier is 'n beeld van mag en 'n groot kerk en menigtes. Maar hulle ervaring in 90 na Christus was 'n absolute minderheid, sonder mag en niks binne die groot Romeinse ryk. In hierdie apokalips word hulle iets gemaak wat hulle nie eintlik ervaar dat hulle is nie. Maar dit was vir hulle tot troos. So ons het hierdie vreemde kombinasie. En die lam wat eintlik ons laat dink aan die een wat nie mag het nie. Die minste, die weerlooste. Die lam is nou die herder. Die lam sit op die troon. So wat Johannes wou sê aan die Christene wat besig is om vervolg te word, is dat ons sien, maar onthou die oorwinning is klaar. Die einde is geskryf. Die lam is op die troon. Niks wat gebeur kan dit vernietig nie. Want die lam wat sy lewe afgelê het, die een wat gesê het ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir my skape, is ook die herder van die kerk. So wie is die lewensvors waarvan ons gesing het? Hoe lyk hierdie mag van hierdie lewensvors? 'n mag van deernis en omgee, van ken en roep, van versorg en vashou. Maar dit is nie 'n sweet prentjie van Jesus wat die lammetjie optel nie. Want jy sal sien elkeen van hierdie tye wat hierdie beeld gebruik is van herder, was tye van konflik, tye van martelaarskap, tye van oorlog, tye van nood, van siekte, van verlies, van vrees, van angs, van onsekerheid. In daardie tye is hierdie metafoor gebruik vir ons herinner aan wie God Christus vir ons is, ons herder. Nou ek wil eindig met 'n storie van Pagomius. Hy het geleef in die 4de eeu. Hy was die persoon wat die communale kloosters begin het in die Egiptiese woestyn. As 'n baie jong man is hy gevang saam met 'n klomp van sy vriende en gedwing om deel te word van keiser Konstantin se weermag. So in daardie tyd het hulle sommer in dorpies ingegaan, die jongmans het gegryp en gesê jy kom dien nou in die weermag van Konstantin. Dit was genadeloos, dit was hard, hy was bang, hy was alleen.
hierdie klomp jong mans wat geen sê gehad het nie, nou moes veg vir iemand wat hulle eintlik geen lojaliteit voor het nie. En in die tyd wat hulle so bymekaar gemaak is en amper as gevangenes aangehou is, het 'n groep Christene vir hulle kos gebring en hulle vertroos. En sy ervaring van hierdie omgee vir hulle wat vreemdelinge was, het hom so diep geraak, dat toe hy sy militêre diens voltooi het, hy besluit het om sy lewe te wy aan God. Want in die wreedheid van die wêreld, wat hy as 'n jong man ingegooi was daar iets warms, iets vol deernis. Het hy iets raak gesien van die herders se troos. Amen. Kom ons bid saam. Hier in 'n wêreld waar ons die arbitrære vorm van mag ervaar, waar mag die vernietiging van mense se identiteit, se lewens van die minstes is, wil ons vanoggend op hierdie opstandingsdag herinner word dat ons behoort aan die lewensvors. Die een wat opgewek is uit die dood, die een wat op die troon sit, die een wat die laaste sê het, die een wat reeds die oorwinning behaal het. Here, dat ons in ons eie tye van donkerte en konflik en onsekerheid en angs kan rus in die wete dat ons God se mag groter is, maar anders is. En ons wil bid, Here, dat U vir ons as kerk die wysheid sal gee, dat ons sal aanhou om barmhartig te wees soos U barmhartig is. Dat ons aanhou om die deernisvolle mag van U sigbaar te maak in ons ruimtes van omgee, van liefhê, van versorging, van troos. Here, dat ons besef dat U in elke generasie in tye van konflik gekom het en Uself herbevestig het as die herder. Here, ons is bewus daarvan dat tot vandag toe nog mense verdwyn, mense uitgeskuif word, mense doodgemaak word in 'n naam van 'n ander vorm van mag. Ons harte gaan vanoggend uit na almal. Maar mag ons in ons kerk anders wees. Ons wil bid, Here, dat U vir ons sal seën hier in hierdie gemeenskap waar ons is. En dankie dat ons kan vashou daaraan dat alles wat mag het oor ons lewe in U opgewektheid verslaan is. Amen. Ons het nou geleentheid om die Here met ons offergawes te dien.
Here God, alles wat ons is en alles wat ons het, kom van U af. Geef ons die wysheid om dit wat ons na U toe te bring vanoggend so te gebruik, dat sal wees tot eer van U naam. Amen. Ons slotsang is lied 167, Jesus bron van al my vreugde, Jesus lig van my geloof. Ons sing beide die verse staande en dan naas bly staan vir die uitspreek van die seën. Vang nou die seën van die Here. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag die Here sy aangesig na julle toe oplig en aan julle elkeen sy vrede gee. Amen.